deel. Ek het vanoggend eintlik gedink ek kon net die afkondigings doen. En toe ek vanoggend lees in Matteus 21 waar Christus Jesus in Jerusalem ingekom het. Toe herinner dit my aan 'n greep wat ek gister gekyk het. En ek wil graag, ek voel ek moet dit vandag met julle deel. Soos almal weet, vandag is Palm Sondag en dit merk die begin van die week tot die kruisiging van ons Here Jesus Christus en dit wat hy vir ons aan die kruis bewerk het. En ek dink toe terug aan die gedeelte wat die ou oor gepraat het, waar hy gepraat het oor Johannes die Doper, wat die weg vir Christus Jesus voorberei het. En hoe dit sy absolute missie was om sy bediening en sy roeping uit te leef, absoluut tot die volste wat hy kon, om die weg vir Christus Jesus voor te berei. En toe ek nou vandag Matteus 21 lees en ek lees hoe die disippels hulle kledingstukke oor die donkie gegooi het en hoe die mense hulle kledingstukke op die pad uitgegooi het. As amper half as 'n simboliek, soos ons dit vandag ken as die rooi tapuit uitgooi vir iemand wat belangrik is. En hoe dit die pad vir hom ook basies gelyk gemaak het soos wat hy gestap het om dit wat eensyde was weer in te neem en sy die rede waarvoor hy aarde toe gekom het vir ons om in te gaan en dit te doen. En dit was net vir my opvallend gewees oor hoe hierdie week daarmee begin en hoe dit ons as disippels van Christus Jesus se werk is om verder uit te gaan en die pad weer gelyk of die pad nog steeds gelyk te maak vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Om hierdie week waar ons herdenk en nadink dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het, hoe ons hierdie tyd op moet gebruik om uit te gaan en vir mense gaan vertel dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het, sodat hulle ook kan deel aan daardie reddingswerk wat hy aan die kruis vir ons bewerk het. So, kom ons gebruik hierdie week om ten volle uit te gaan en vir die mense om ons te vertel wat Christus Jesus gedoen het. Elke dag te deel. Dit het vandag gebeur, daai tyd toe Christus Jesus nog op aarde saam met ons gewandel het, sodat hulle ook kan deel in dit wat ons aan deel het. Dan wil ek ook met daardie gedagte ook die afkondigings doen vir die dienste wat nou hierdie week gaan gebeur en ek vra dat elke ene sal deel wees van die dienste, sodat ons ten volle kan weer in dit kan kom en herdenk dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Eerstens is dit die 16 April Woensdag om 7 uur, is daar 'n biddienst soos daar elke Woensdag is. Dan die 18 April Vrydagoggend om 8:30 sal die kruisigingsdiens wees. Daar sal ook nagmaal na die diens gehou word. Dan die 19 April die Saterdag sal daar vir die vrouens se diens wees by Jacques se plot en dan die mans sal dan na die berg toe gaan in Heidelberg om daar so saam by mekaar te kom om te bid. Die vroue se diens sal om 10 uur wees en dan vir die mans sal dit 9 uur begin. Dan ook Sondag, die 20ste April sal dit die opstandingsdiens wees, die normale tyd om 9:30. Dan wil ek ook net gaan na die offerhandeling. Ek lees uit 2 Korintiërs 9 vanaf vers 5. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër afgekondigde dankoffers vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai en wie volop saai sal ook volop maai. Dat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig
Christus Jesus sy lewe as 'n offer gegee het vir ons, so moet ons ook ons lewe as 'n offer gee vir hom. En ek vra julle asseblief sal staan. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here my God, ons het in hierdie week gepraat oor hoe sekere dinge vanselfsprekend is. Ons alledaagse dinge as vanselfsprekend ervaar, Here, maar as wanneer daardie dinge nie meer plaasvind of kan plaasvind nie, my God, wanneer ons werklik besef, my Here, dat ons nie daarsonder kan klaarkom. Vader, en so om hier by mekaar te kom, my God, vat somtyds ons dit as vanselfsprekend, my Here. Maar is 'n voorreg, my God, om hier nog by mekaar te kan kom en in die oop by U te kan loof en prys, my Here. En daarvoor dank ek U, Here, dat U dit nog steeds laat gebeur, Here, dat U ons nog steeds daardie voorreg gun, my God. En ons dank U daarvoor. Vader, ons vra dat U vandag die gebeure wat hier sal plaasvind, Here, ter offer sal neem, Here. Here, dat U verheerlik sal word daardeur, my God. Here, elke sang wat ons tot lof en eer tot U sing, my Here, aanvaar daardie lof en eer, my God, wat ons vir U gee, my Here. Vader, ons dank U, Here, vir die lewe wat U vir ons gee, vir dit wat U vir ons bewerk het, Here. Vader, ons dank U dat ons vanoggend weer ons oë kon oopmaak, my Here, wat self al klare wonderwerk is. Vader, ons dank U, my God, met alles wat in ons is, Here, en ons loof en ons prys U, Here, want U alleen is waardig om geloof en prys te word, Here. Vader, ons bid ook so dat U saam met hierdie diens sal gaan, Here. Here, dat U met ons sal wees. Here, dat die boodskap wat uit sal gaan, Here, dat dit 'n boodskap van U sal wees ten volle, Here. Dat geen woord gespreek sal word buite U wil nie, my Here. Vader, ons bid dat U saam die musieke sal wees. Here, dat U daardie lof en eer weer eens sal ontvang, my God. Vader, ons bid ook so, Here, dat die wat hiernatoe gekom het, my God, Here, wat vermoeid en belas is, Here. Here, dat U vir hulle daardie las sal neem, my God. Here, dat U hulle nuwe krag sal gee vandag, my God, Here. Here, daar word daar 'n persoon in U teenwoordigheid kom, Here, kan hy nie anders as om verander te word, Here, en anders te wees nie, my God. En so bid ons, Here, dat U daardie veranderinge in ieder en elke ene vandag sal laat plaasvind, my God. Here, dat U ons sal lig na nuwe hoogtes toe, my God. Nuwe heerlikheid, my Here. Vader, ek bid, my God, Here, dat U die siekes sal gesond maak, my Here. Here, die wat geestelik siek is en ook fisies siek is, Here. Here, ons het dit gebid vanoggend, Here, en so bid ek dit weer, my Here. Here, sodat ons almal sal saamstem, my God. Here, en dit so by U byval sal hê. Here, ons loof en ons prys U, Here, in Jesus se wondernaam. Amen. Amen. Nou kan ek regtig niks sê. Ek het alles gesê wat ek moet sê. As ons hier om die Here te aanbid. Amen. Ekskuus, ek sien af, ek kry nie lekker warm vanoggend. Ek weet nie seker mense wat ook warm kry, maar mense wat nie warm kry nie, maar dit is warm vanoggend. Amen. Dit is nie baie amen hier agter nie. Mevrou Wolmerans, welkom. Groet vir u stel asseblief julle waai vir die mense, sy kom van baie tot. Sy kom van alle kant die water. Is ons reg? Amen. Kan ons Here aanbid vanoggend? Amen. Ja. Ja, ek dink ons moet weer probeer. Gaan ons die Here aanbid vanoggend? Amen. Dis bietjie beter. Kan ons hier reg vir ons? Dat ons gaan en kyk of hulle die Here kan aanbid vanoggend. Amen. Amen. Kom maar gaan. Yeah.
Halleluja. Gloei dit vanmôre, kind van die Here. Dit beteken gister is verby. Dit wat gister gebeur het, bestaan nie meer. Elke dag in Christus Jesus as jy opstaan, is die genade van God vir jou nie. Dis die mens wat moet leer om nie vas te hou aan die verlede nie. God hou nie vas in jou verlede nie. Die mens moet laat gaan. Amen. Give me oil in my lamp, keep me burning. Vader, ek wil U bid vanmôre. Here, dat in die laaste uur die salwing van die Heilige Gees nie sal opdroog in die lewe van 'n lewende God se kinders. Here, dat die salwing van God in ons lewens sal bly en ons sal hou, Here, om ons afgesonder te hou, Here, om ons bruikbaar te maak tot eer van 'n lewende God. Here, ek bid vanmôre, give me oil in my lamp, keep me burning. Halleluja. Here, ons prys U vir
pryswaardig vanmôre, sy naam is Jesus. Hy is die Seun van God, hy is die blinkbare ster. Hy is die lam van God, die leeu en die stam van God. Die naam is Jesus. Die zoetste naam is Jesus. Die naam van Jesus. Halleluja.
Jesus naam. Want dit is hy vanmôre, kind van die Here. Sy wat die sondes wegvee. Sy wat die oortredinge wegvee, dis hy wat nuut maak. Dis hy wat lewe gee, dis hy wat opstanding gee. Deur sy naam is daar wonders en tekens vir ons beskikbaar. Deur die naam van Jesus is daar genesing. Daar is verlossing, daar is bevryding. Maar jy moet hom Jesus noem. Kan hom niets anders noem nie. Jy moet hom Jesus noem. Dit is hy, die lam van God. Hy is ons vrede vanoggend. Hy het vir ons vrede gebring aan die Vader, vrede met onsself, vrede met mekaar. En ek wil vanmôre iets vra kind van die Here, as jy vrede soek in jou lewe, begin by die kruis. As jy die vrede met jouself het, jy begin by die kruis. As jy die vrede met mense het, jy begin by die kruis. En as jy voel jy en die Vader is nie een nie, begin by die kruis. Dis die beginpunt van my en jou lewe vanmôre. Amen. He brings peace. Sy naam is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Thank
is vanmôre die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Here, hy is die weg, die waarheid, die lewe, hy is die opstanding. Here, hy is die bron van die lewe, hy is die lewende water, hy is die ware wynstok vanmôre. Here, hy is die Seun van God, Here. Hy is die Messias. Sy naam is Jesus. En hy is heilig vanmôre in ons midde. Holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Buiten die is daar geen God. Hy is vanmôre ons midde aan, Here, hy het goed gedoen aan almal. Want die Heilige Gees van God was op hom. Hy het die wêreld deurgegaan, Here, en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, Here. Sy naam is Jesus. Here, hy beloof die groter werke sal ons doen as hy na die Vader gaan. Here, hy beloof ons sal 'n belofte uit die Vader se hand ontvang. En ek prys U vanmôre. Die belofte hier is om Christus op te lig as die Seun van God, Here. Hy is die Alfa en die Omega vanmôre, sal ek vir ons speel, hy is die Alfa en die Omega. Ek weet, hy is die uitgehaal, die kind van Here wat ons gaan opsit vanmôre. Hy is die Alfa en die Omega. Hallelujah.
spreek die Here. Ek het vir my diensknegt beloof dat ek vanmôre hierdie tabernakel sal besoek. Kyk, sê die Here, ek het ingestap vanmôre om die onmoontlike moontlik te maak vir jou. Ja, sê die Here, soos daardie môre by die Jordaan, nadat hulle deur gestap het en Josua gekyk het na die onmoontlike stad om binne te val, het ek gekom en voor hom gestaan en gesê, ek is die Here van die leerskare. Kyk, ek het nou gekom, sê die Here, en ek is vanmôre in julle midde, spreek die Here, om te doen verbo wat jy bid of dink. Moenie vanmôre my wegwys en afwys nie, sê die Here, want ek het gekom omdat ek beloof het, ek sal hier wees vanmôre, spreek die Gees van die Here, om aan jou te doen reg en jou oorwinning te gee, sê die Gees van die Here, Here, vanmôre in hierdie tabernakel. Halleluja. Halleluja. Dit is hier oor die tabernakel. Halleluja. Praise the Lord. Hier is die tabernakel. God se deur altyd oop is vir ons. Here, ek prys U vanmôre vir U teenwoordigheid, wat U self verklaar het, Here, U is hier. Here, ek eer U vanmôre, dat God besluit het om U huis te besoek. Here, dat U self vanmôre sal openbaar, weet ek is die waarheid, want my God is waarheid. Here, U beloof, 2 of 3 saamstem oor 'n saak in die Here, sal God te byval, die Here, en dit sal so wees op hierdie aarde. Ek prys U vanmôre in die naam van Jesus Christus, God se Seun. Ek eer U dat ons vanmôre mag kom, net soos wat ons is, Here. Ons prys U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen. Amen. Kind van die Here, ek wil U vra om jou sitplek net in te neem. En ek wil jou sê vanmôre waarom ek jou vra om te sit. Ek het gisteroggend seker hier van 10 uur se kant af het ek gaan lê en maar nie heeltemal lekker gevoel nie. En in daai tyd wat ek gelê het, het daar sekere dinge met my gebeur. En ek het ontmoeting met die Here gehad gisteroggend. En ek gaan nie vanmôre alles deel nie. As die Here my die genade gee, sal ek dit volgende week deel. Want
terwyl ek besig is om die woord te oordink, sê ek, Here, as dit so is, dat die woord vanmôre reg sal wees, dan moet U vanmôre vir my sê, U sal in ons midde wees. Dan gaan ek vanmôre die woord bedien. En ek wil jy moet vanmôre iets hoor. Die Bybel sê, geloof kom deur die hoor. En hoor kom deur die woord. So ek gaan vanmôre met jou praat, dat jy kan hoor wie jy vanmôre vir die Here is. Die Bybel sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Dit beteken die volgende, dat enige leuen wat in jou is, wat jy die Vader van die leuns gehad, toe jy die duiwel aanbid het, was die Vader van die leuns jou God gewees. En al die leuns wat in jou gedeponeer is, moet vervang word met die woord van waarheid. En wanneer jy die woord van waarheid ontvang, dan doen die waarheid iets besonders in jou lewe. Hy dryf die leuen uit. En die waarheid wat in jou is, maak jou vry van die leuen wat jy geglo het en wat jou vasgehou het. Amen. Verstaan almal dit so as ek dit so sê vanmôre? Daar is waarheid wat in die mense hart gedeponeer moet word, sodat jy aan die waarheid kan vashou, sodat jy aan die waarheid kan glo. En daardie geloof wat jy het in die waarheid, sal jou vermoë stel om baie dinge te doen vir die Here. Daar moet waarheid in jou wees. Jy kan nie vanmôre vir my sê, pastoor, ek staan altyd vas, maar ek weet nie regtig aan wat staan ek vas nie. Al wat ons eintlik aan doen is, dan wag ons vir die dag van môre, en ons hoop die dag van môre gaan beter wees. Dit het in my gebeur, toe ek tot bekering gekom het. Ek onthou spesifiek op die N12 het ek gery in Johannesburg toe. En dit was nie 'n lekker dag en 'n lekker week nie, en dit was moeilik geweest. En so in myself dink ek, ag Here, as ek net deur hierdie dag kan kom, dan kan ek gaan slaap, en as ek môreoggend opstaan, gaan die dag beter wees. En dis asof die Gees van God my vra, wat gaan môre anders te wees? En toe besef ek, hierdie man wat hier staan, moet môreoggend anders te opstaan. Ek moet met 'n ander nuwe waarheid in my lewe opstaan, ek moet 'n ander woord in my lewe hê, ek moet 'n nuwe waarheid hê, waarin ek gaan vashou. Ek kan nie net hoop vir die dag van môre, dat dinge môre ewe skielik gaan beter wees nie. Julle is met my. So ek wil met jou Bybel vir my blaai, asseblief, in die boek van Efesiërs toe. God is absoluut getrou, kind van die Here. En ek wil graag aangaan met die boek van Efesiërs, hoofstuk 2. En as ek die woord bedien het, sal ek jou sê wat die Gees van God gister vir my gesê het. Mag ek vra as jy die oor sal sluit vanoggend, asseblief. Vader, ek wil U bid vanmôre, Here, U wat beloof het, dat U vanoggend hier sal wees. Here, ek wil U bid vanmôre, dat U kinders vanmôre die waarheid, Here, sal hoor. Here, dat elke bietjie waarheid vanoggend in die hart ingetrek sal word, en geloof sal skep. Geloof in God. Dat hulle is, wie die Here sê hulle is. En Vader, ek wil U eer vanmôre, dat ek ook vanoggend mag hoor, wat die Gees van God in die huis wil sê. En Here, ek bid vanmôre, dat die waarheid ook in my lewe, Here, dit sal produseer, wat God op soek is na. En ek prys U vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Here, ek wil bid, vir die Gees van God van openbaring, dat vanmôre, Here, met sy huis sal praat, in oorvloed van lewe. Ek prys U, in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Efesiërs 2 vanaf vers 17. So kom net vir die wat niet is vanoggend met opsom,
Ons is die laaste paar weke besig met die boek van Efesiërs. En die doel van die boek van Efesiërs is om die verheerlikte posisie van die gelowige in Christus aan hom of haar te openbaar. En verheerlik het ek maar voorheen verduidelik, dit maak ons nie beter as iemand anders nie. Dit lig ons in die toestand wat God vir ons gee op, sodat ons oorwinnaars mag wees en dat ons verhef mag wees bo onsself en sonde en kan ek maar vanmôre sê die natuurlike toestande wat in die wêreld heers. Ek wil jy moet vanmôre glo en hoor dat jy verhoog moet wees bo die natuurlike toestande. Met ander woorde, wat die natuurlike toestand van die wêreld besig is om af te neem, moet ons nie toelaat dat die natuurlike toestand van die wêreld ons ook sal afbring. Amen. Dit beteken ons moet vashou aan die woord van God, aan die lewe van God. Apostel Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 17, hy begin en hy sê die volgende: En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en die wat naby was. Hy praat van Jesus en hy sê die volgende. Hy sê dat Christus Jesus het aan die wat ver was en die wat naby is. Met ander woorde, aan die volk van die Here, die Israeliete, het hy dieselfde evangelie aan hulle kom verkondig as wat aan ons wat heidene is verkondig is. Hulle het dieselfde boodskap gehoor van bekering, berou, sondes en die opwekking uit die dode soos wat ons die boodskap gehoor het. En dit moet so wees, want as daar 'n ander evangelie was, sou ons en die Jood vanmôre, die Israeliet, nie vanmôre onder dieselfde kam geskeer kan word deur die God van genade. Dit beteken die boodskap wat Jesus gebring het, is dieselfde boodskap wat ek en jy vanmôre uit die hand van die apostel Paulus ontvang. Amen. Daar is een evangelie. Dis die evangelie van vrede. En ek het vanmôre gesê, as jy vanmôre hier sit, en jy het nie vrede met jouself nie, en jy het nie vrede met ander mense nie, en jy het nie vrede met God nie, dan is 'n kruisverdienste. As jy die evangelie van God hoor, van Jesus Christus, dan lei die boodskap jou na die kruisverdienste toe. En die kruisverdienste van Christus sal berou van sonde opwek. En as jy berou van sonde het in jou lewe, dan wil ek vanmôre vir jou sê, dat dit nie so maklik is om vir mense kwaad te bly, as jy weet wat by die kruis gebeur het. Dis omdat die kerk nie altyd weet, wat Jesus Christus by die kruis vir hulle gedoen het nie, dat ons die vermoë het, om vir mekaar weke lank kwaad te bly. Amen. Of eina. My vrou kan nie vir my kwaad wees. Ek smaal net vir haar. Sê, hierdie is wat ek is vanmôre. Dis 'n boodskap van vrede en van God. Hy het die evangelie van vrede kom verkondig, dat ons nou met die Vader mag vrede hê. Dat ons nie meer verwyder is van God nie, maar ons is saam met God. Dis een boodskap. En as enige iemand anders, enige ander boodskap behalwe Jesus Christus, en hom as gekruisig daar die kerk wil voorhou, of van enige een van julle, sê die Bybel, vervloek sal hy wees. Daar's een boodskap, Jesus Christus, die Seun van God. Ons vrede vanmôre. Amen. Hy het die evangelie kom verkondig aan julle wat ver was, en die wat naby was. Want deur hom, vers 18, het ons albei die toegang tot die Vader, ons het almal die toegang tot een Gees, tot die Vader. Ek wil net vanmôre hier so 'n klein stukkie vasbyt. Want deur hom, daai woordjie deur, die Griekse taal is dia, wat beteken because of. So because of Jesus Christ and the message that he brought, nou het ons toegang tot die Vader. As die boodskap van Christus nie gebring was, sou daar geen toegang tot die Vader ooit gewees het vir die mens. Hy is die deur, hy is die weg, hy is die waarheid en die lewe. En die toegang wat ons tot die Vader het, is as gevolg van die boodskap wat hy gebring het, die evangelie van vrede. Almal is net my.
Want deur hom het ons albei natuurlik die twee groepe, die wat ver was en die wat naby is. Amen. Het ons toegang deur een Gees. En daai toegang verduidelik die volgende. Jy het nou die reg en die vermoë om in te gaan by 'n plek waar jy voorheen nie kon ingaan nie. Dit beteken jy wat vanmôre hier sit, wat die boodskap van die evangelie gehoor het, van Christus Jesus, het dit gehoor. Daai boodskap het in jou hart ingedruk, en dit het toegang tot die Vader vir jou begin gee, want die oomblik toe jy die boodskap van vrede indruk, en jy ontvang die kruis, is jy gewas, en as jy gewas is jy geheilig, en die Bybel sê ek die Here jou God is heilig. En God kan nie gemeenskap hê met duisternis nie, hy het gemeenskap met lig. So jy is vanmôre lig in Christus, omdat jy die boodskap van 'n lewende God ontvang het. En toe dit gebeur, het jy toegang verkry tot die almagtige, die lewende God van hemel en aarde. Almal is met my. So ek wil jy moet hoor vanmôre, almal van ons het dieselfde toegang. En jy moet dit glo vanmôre. Amen. Want deur hom het ons albei die toegang, deur een Gees tot die Vader. Daar is net een Gees wat God se seun beloof het, die kerk sal ontvang. Die belofte van die Vader. En in hierdie dag, in hierdie tyd, dink ek die misleiding wat besig is om in die kerke om te gaan, is verskriklik. Want daar is baie geeste wat met baie mense wil praat. En almal dink daai gees lei jou van die kruis af deur na die Vader se troonkamer. Maar die Bybel sê daar is een Gees. Daai Gees het altyd Christus in gedagte. Hy werk altyd om Christus. Hy werk altyd deur die woord. Die Gees van God funksioneer nie onafhanklik op so 'n manier dat hy die mens iets leer wat nie alreeds in die Bybel staan nie. Dit kan nie wees nie. Pastoor, maar wat as ek 'n droom kry, 'n droom van 'n kar? 'n Kar is nie in die Bybel nie. Jy sien die karakter van God moet gehoor word in die droom om iets te bewerk wat God is en Christus is. Daar sal ek saamstem dat dit een Gees is wat jou gelei het. Daar is baie stemme wat met die kerk praat. Daarom glo ek die Here ons laasweek gelei om te vra wie wil graag die stem van die Here ken. Daar is net een stem, kerk van God. Daar is net een Gees. Daar is net een vrede, daar is net een evangelie, daar is net een persoon wat die evangelie van God aarde toe gebring het. Sy naam is Jesus. Daar is niemand anders nie. Daar sal ook in ewige toekoms nooit weer 'n kruisverdienste wees soos die kruisverdienste van Jesus Christus nie. Hy sal nie weer sy bloed aan die Vader hoef te offer nie. Hy het eenmaal ingegaan. Amen. Dan het ons toegang tot die Vader. In vers 19, so julle is dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Met ander woorde, jy is nie meer nodig om as vreemdeling eenkant te staan nie. Jy is nie net 'n gas wat ingenooi is om te kom sit en niks waarde het nie. Jy sê die Bybel het nou 'n heilige en 'n medeburger, 'n huisgenoot van God geword. Daai woordjie huisgenoot is oikos, wat beteken hier's ou. So jy het die boodskap van vrede ontvang het jy toegang tot die Vader verkry. En toe jy toegang tot die Vader verkry, het jy sy eiendom geword. Dit beteken, jy wat vanmôre hier sit, kan nie verwyder wees van God nie. Solank jy by die vrede bly van die evangelie, solank jy by die een Gees bly, sal jy by een Vader wees, en jy sal 'n kind van God genoem kan word, tot die dag dat Jesus Christus se wederkoms plaasvind. Jy is sy eiendom, jy behoort aan God. En ek wil jy moet dit onthou vanmôre, daar's 'n rede. In vers 20 gaan die apostel aan en hy sê die volgende: gebou op die fundament van apostels. Hier raak die apostel Paulus, hier begin hy met die kerk praat, asof die kerk 'n gebou is. En onthou in hierdie tyd waar die Efese was die tempel van Diana gewees, die afgodsgodin, waar hulle aanbid het in die plek. En onthou die eerste boodskap het gedeel dat
Die apostel Paulus het vir hulle gesê, die heerlikheid wat julle hier sien, is nie heerlikheid nie. My Vader is die God van alle heerlikheid. So hy het 'n parallel begin trek tussen die tempel van afgodsaanbidding, en hy het gesê, maar die kerk is ook soos wat julle dit verstaan, hierdie tempel wat gebou is. Gebou op die fondamente van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. So, ek weet nie van julle ken bouwerk so bietjie nie. Ek weet hoe hulle, as jy 'n fondasie gegooi het en jy begin te bou, dan begin 'n mens gewoonlik op die hoeke. As jy op die hoeke begin bou, dan is alles 90 grade. As jy op 'n hoek begin bou en jy gaan af met die lyn, kan jy sien waar jy begin verkeerd gaan, want jou hoeke word op 90 grade in mekaar gebind. Daardie beginpunt van die gebou, daardie beginpunt van hierdie gebou is Jesus Christus. Daar is nie 'n ander beginpunt nie. Gaan jy saam met my lees in 1 Korintiërs 3, vers 11. Die apostel Paulus sê dat hierdie huis wat gebou is deur die profete en die apostels van God gebou. Maar die oorsprong, die hoeksteen, die beginpunt van alles, is Jesus Christus. 1 Korintiërs 3 vers 11, sê vir my as jy daar is. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, my stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Daar is een fondament wat Jesus Christus is, 'n hoeksteen wat God self gelê het. Amen. Gaan net vir my terug na Efesiërs 2 vers 20 toe asseblief. Sê vir my as julle daar is. So God het hierdie huis begin bou deur sy apostels en die profete, en die hoeksteen wat gelê is Jesus Christus. Vers 21, in wie die hele gebou goed saamgevoeg is, verrys tot 'n heilige tempel. Daai goed saamgevoeg beteken to be rendered closely and jointed closely, ingeweef in mekaar, sonder dat daar spasie is. So toe God die fondament gelê het, beskryf die apostel Paulus dit as volg: daar's nie plek vir krakies gewees, en daar's nie plek vir foute gewees in hierdie bouwerk nie. God het die perfekte fondament en hoeksteen kom lê. En bo op die hoeksteen het God sy apostels en sy profete gebruik om hierdie gebou te begin opbou. So vandag wil ek hier met die kerk vanmôre sien as 'n gebou, nie hierdie gebou nie. Die liggaam is 'n gebou. En as jy die liggaam sien as 'n gebou, moet jy jouself vanmôre ook begin sien as 'n gebou. Want jy wat vanmôre hier sit, is ook gebou op 'n hoeksteen. En die boodskappe van die apostels en die profete wat hulle vir ons saamgevat het hier, is die fondament waarop God in jou lewe bou. En hierdie parallel wil ek hier met julle vanmôre begin sien, want ek gaan uitkom by dit wat die Here op my hart gelê het. Hierdie gebou wat hier is, ons kan hier inkom, en dit is ons huis vir die oggend. Maar jy wat vanmôre hier sit, jou liggaam is ook 'n gebou. Kyk saam met my. Vers 21. En wie die hele gebou goed saamgevoeg word, verrys tot 'n heilige tempel in die Here. 1 Petrus 2 vers 5, blaai vir my sien toe asseblief. Sê vir my as julle daar is. Allemaal daar. 1 Petrus 2 vers 5. Kom ek lees vanaf vers 3 af. Vers 4, ekskuus. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is.
en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n lewendige heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Laat julle ook soos lewende stene opbou. So ek wil hier met vanmôre aan jouself begin dink asof jy hierdie gebou is, wat ook opgebou word deur die woord van die Here. En daar's 'n rede hoekom God wil hê ek en jy moet vanmôre na onsself kyk asof ons ook hierdie gebou is. Dit word saamgevat in Efesiërs 2 vers 22. Kan ek maar vir julle lees as julle daar is? Vers 21 gaan ek dit weer lees. Wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dit beteken die volgende, kind van die Here. Alles wat God gedoen het, die kruisverdienste van Christus, die evangelie van vrede, wat ons wat ver was naby gebring, waar ons ingelei is deur die Gees van God in sy teenwoordigheid. Daardie God het in ons lewe 'n fondament kom lê, 'n hoeksteen met die naam van Jesus Christus. En hy het ons begin opbou met lewende stene van sy woord, sodat ons 'n tempel kan wees waarin die heilige van Israel kan inkom woon. Soos wat die afgodsdienaars gesien het hoe die heerlikheid van Diana in die tempel woonagtig was, sê die apostel Paulus sê die volgende: julle is 'n tempel van die Heilige Gees. Dit beteken dat as God alles gedoen het en jou opgebou het sodat jy vir hom 'n woonplek kan wees, dan beteken dit die volgende: dat die Heilige van hemel en aarde het binne jou fisies kom woonplek maak. Hy het jou opgebou met lewende stene as 'n tempel, sodat die God van hemel en aarde binne jou kan kom woon. Verstaan almal dit vanmôre? Dan sê die Bybel dat hy wat uit God gebore is, kan nie sondig. Dit wat binne jou is heilig voor God. Want dit is hy wat binne jou is vanmôre. Groter is hy wat in jou is dan hy wat in die wêreld is. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Jesus het verklaar: as jy my liefhet, sal my Vader by jou kom woning maak en die Gees sal by jou kom woning maak. So jou liggaam wat vanmôre hier sit, is nie net sommer nie. Jou liggaam is 'n woonplek van 'n lewende God, 'n tempel wat gebou is met 'n hoeksteen met die naam van Jesus Christus. En God het nie verkeerd jou gebou nie. Die mens moet ophou om na homself te kyk en te dink, God het 'n fout met my gemaak. Daar is lewende stene wat gebou is in jou lewe. En God het dit bymekaar gevoeg sonder krakies op 'n hoeksteen, Jesus Christus, presies gelê op die fondament van sy woord. Dis wie jy vanmôre is. Nou wil ek vanmôre iets vra. As jy glo dat God in jou is, dan moet daar iets gebeur met ons lewens. Die swaar kry moet stop. Die sukkel moet stop. Die hartseer moet stop. Die gebrokenheid moet stop. Die selfhaat, en ek weet vanmôre wat ek sê, want die mense wat vanmôre nie regtig empatie vir hulle self het nie. Dit moet stop. Want God is in ons. Jy is aan 'n tempel vanmôre opgerig deur 'n hoeksteen wat God self gelê het, presies. Soos wat die afgodsdiens opgerig was en die tempel van Diana as gebou gewees, so beskryf die apostel Paulus, jy is opgerig om 'n woonplek van 'n lewende God te wees. As God in jou is, wie kan teen jou wees? As hy wat in ons is groter is dan hy wat in die wêreld is, dan moet die kerk oorwinnaars wees vanmôre in Jesus Christus. Weet jy wat keer ons, kind van die Here? Ek wil jou vanmôre wys wat keer ons. As jy jou vinger so vat, maak so met jou vinger. Dan
Gaan jy so, dan sê pastoor die bo is ek nie oortuig nie. Want die Bybel sê, geloof kom deur die hoor, en die hoor kom deur die woord. As jy oortuiging het van die woord van God in jou lewe, dan sal jy die volle bewustheid hê van God wat in jou is in alle tye. En ek praat vanmôre eers met myself. Want hierdie ding maak vir 'n mens probleme kind van die Here. Die vangspoed op 'n maandag, Here, dis gister gesê, dis my week hierdie. En op 'n woensdagoggend, ons frikkie glad nie meer lus om met Desiree te praat. En op 'n donderdag aand, dan sukkel jy om die gedagtes bymekaar te hou. Ons kom maar eerlik wees vanmôre met mekaar van die Here. En as die gedagtes bietjie uit mekaar uitgeval het, dan moet jy nogal bietjie hard vashou. Dan staan jy by die huis, jy staan by die werk, en dan kom jy agter, Here, 2 dae lank sukkel ek. En ek moes eintlik iets vasgehou het in die woord. Of gebeur het met julle. As God in ons is, kind van die Here, as God in ons is, dan moet iets stop. Dit moet stop vanmôre. Ek vanoggend gaan bid en ek het die Here gevra, Here, as U vanoggend hier sal wees, dan moet dit stop, Here. Armoede, die sukkel, die swaar kry, die selfbejammer, alles wat in die mens se lewe aan die gang is. As God in ons is, moet dit stop. As die woord die waarheid is en ek glo in die woord en Jesus het by my kon woning maak en ek is 'n tempel wat opgebou is op 'n hoeksteen van Christus wat lewe is en oorvloed van lewe, dan moet iets by my gebeur. Dan moet iets anders in my begin. Dan moet iets in my wees wat niemand voorheen gesien het. Dan moet iets in my wees en in jou wees vanmôre wat ons deurdra van dag tot dag en week tot week. Is dit nie wat die Here ons beloof het? Dat die goeie werk wat hy begin het, hy sal voltooi. Ek is dan nie vanmôre 'n vreemdeling vir God nie. Ek is dan 'n huisgenoot van 'n lewende God. Jy is nie vanmôre 'n vreemdeling vir God nie. As jy vanmôre vir my kan sê, pastoor, ek glo aan die kruisverdienste van Jesus Christus, dan sê die Bybel, en daai kruisverdienste jou by die Vader ingelei deur een Gees na een God toe, en daardie een God het jou 'n huisgenoot gemaak en hy het by jou kom woning maak. Kan almal my hoor? Nou gaan ek iets sê. Finish en klaar. Niks meer as dit nie, niks minder as dit nie. Daar's nie meer dinge van pastoor, ek dink dit vir myself en ek dink dit nie. Pastoor, dit en jy verstaan nie. Die Bybel sê, God woon in jou vanmôre. Dit is uitgemaak. Ons sê baie keer vir mekaar, as ons maar net geweet het, ons het al gesê, as Adam maar net geweet het, dat hy al reeds perfek was, as Adam maar net besef het, kerk van God, is ek en jy vanmôre, maar net sal besef. Want as hierdie woord wat hierbo ingaan, kontak maak met jou siel en jou gees, en die siel en die woord en die gees word een, nie verdeeld nie, een, sal daar iets gebeur in jou lewe, ongekend. Die woord, die siel, die gees, moet een word. God homself in my jou lewe openbaar. Daarom wil ek dit vanmôre bedien het, dat jy die woord kan hoor, want jy moet geloof in die werking van God hê. Maak nie saak wat mense van jou sê, wat mense van jou dink. Maak nie saak vanmôre wat jy van jouself dink. Ons moet die goed stop vanoggend. Amen. Ons moet die goed agter ons sit. En as ons vandag met saam huil, huil ons saam. En as ons môre met saam lag, dan lag ons saam. Maar anders moet ons die dinge stop, kind van die Here. En ek smeek die Here vanoggend. Ek sê, Here, wanneer stop dit? Here, wanneer stop? Die mense sukkel, die mense swaar kry. Wanneer stop dit, Here? Wanneer stop hierdie dinge in die kerk van God? Wanneer stop dit? Wanneer sal die kerk versadig raak aan lees? Wanneer sal die kerk dors raak vir die lewe van God en die water wat waarheid is? Dit moet stop, kind van die Here. Ek is moeg vir al die sukkel en swaar kry rondom ons.
Was laasweek by mense gewees, donderdag. Kinders van die Here. Die man is siek. Dit gaan nie goed. Man is stop. En ek is baie seker van vanmôre as ek jou vra, ken jy mense waar dit baie moeilik gaan. En dis kinders van die Here. As jy jou hand kan opsteek en sê, ja pastoor, ek ken mense. Ek weet van mense wat sukkel. Dat dit met my vanmôre met my en jou begin, kind van die Here. Dan moet iets in ons gebeur vanmôre. Dat die woord, die siel en die gees moet een word. Dat God die woordplek by ons kom maak. En as God in ons is, en hy het hierdie fundament, hierdie huis gebou wat hier staan, hierdie tempel wat hier staan vanmôre, hy het my gebou, dan kan hom ons nie fout wees. Nou asseblief, ek sê nie vir jou, hou aan met jou meer nie. Ek sê ons moet op na onsself kyk, as ons mislukkings in die oor van die Here is. Amen. En dis my boodskap vanmôre, kind van God. En ek gaan vanmôre uitnodiging maak. En ek gaan die Here vertrou. Het grootste wat in ons is, wat in die wêreld is, vanmôre iets sal kom doen. Die siel, die gees en die woord van God, een sal word. En dit wat binne jou is, moet sigbaar begin word, heel eers vir jouself en vir mense rondom jou. Want daar's 'n opdrag wat in die kerk gegee is. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons moet hierdie onthou, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dan moet iets gebeur vanmôre, kind van die Here, al is dit dan net in my lewe vanoggend. Hierdie dinge wat hier bo, nie by mekaar is nie, dat God dit een kan maak, dat ons vanmôre een kan staan voor die lewende God. As daar iemand wat vanmôre saam met my stem, dat die waarheid is, dat iets moet gebeur in die kerk vanoggend, gaan ek die vra om die oor te sluit. Vader, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus Christus, God se Seun. Here, U wat gesê het, U is in ons midde vanmôre. Here, U wat verklaar het, U het ons besoek. Here, ek staan vanmôre op U woord. Groter is Hy wat in ons is, dan hy wat in hierdie wêreld is. Here, dit moet vanmôre staan. Here, ek wil bid vanmôre, en ek wil aan Satan vanmôre iets sê, deur die bloed van Jesus Christus. Here, dat hy sal los oor die mens, oor die kerk, en hy sal ophou om mense te vernietig, te breek, en dat hy sal slag en steel en verwoes nie verder, Here. Here, ek staan vanmôre in die naam van Jesus, nie in myself, en ek bid dat God vanoggend, Here, doen wat U beloof het om te kan doen. Here, U het gesê ons kan vanmôre kom net soos wat ons is. Want U sal vanmôre, Here, Uself vir ons openbaar. En ek prys U vanmôre. Here, daar is mense vanmôre wat gebroken is. En Satan het genoeg gesteel met die kind van die Here. En ek staan vanmôre, Here, op die woord van God, wat in alle ewigheid lewe is. En Here, U beloof ons sal op slange en skorpioene trap. Daarom staan ons vanmôre opgebou, Here, deur 'n lewende God. Stene wat God gelê het. 'n Fundament, Here, wat U gelê het. Nie mens nie. En Here, U beloof U sal ons kom woning maak. Ek bid U vanmôre, dat daar vanoggend, Here, een van sin, een van siel, en een van gees sal wees in hierdie huis vanmôre. Ek bid U in die naam van Jesus Christus, God se Seun. Amen en amen. Ek gaan jou vra, kind van die Here, as jy hierdie begeerte vanmôre het, ons vir jou sal bid, dat God dit wat in jou lewe nie is nie, sal gee vanmôre. Oorwinning, en dat jy sal sien die Vader van die hemel en by jou kom woning maak, en dat jou lewe vanmôre sal verander. Die gedagtes, die gees en die siel moet vanmôre een raak, sodat jy die oorwinning van God kan wees, wat op die aarde die lig van God dra en Christus wys aan 'n verloorgaande wêreld. Ek wil jou vra vanmôre, as die Here met jou gepraat het, dat jy sal uitkom vir gebed vanoggend. Here, ek wil U prys vanmôre. Here, ek wil U bid vanmôre. U sal kom, Here,
weet God is met ons vanoggend weer groter as hy wat in die wêreld is. Here, ek kan nie groter wees, Here, as dit wat God gegee het. Here, ek die lewe kom maak, Here, ons lewe. Ek sigbaar kom maak in ons lewe, Here, ek prys U. Ek wil die loof vanmôre, ek wil die prys vanmôre. God in ons midde is, goed in die lewe. Ek wil die prys vanmôre. Here, U wil ons ongehoorlik maak. En die lewe vanmôre. God is. Die Here God almagtig is. Vader, ek prys U. Eer U vanmôre, Here. Loof U vanmôre, Here. Prys U vanmôre. U wil dit opmaak in ons, Here. Nou wil die grote doen. Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, U wat beloof het, U sal by ons kom woon maak, dat U vanmôre, Here, my vrou se verstand, haar siel en haar gees, een sal maak, Here, dat die lewe van God in haar sal vloei. Here, daar 'n stroom van lewende water, Here, uit haar sal kom, dat hulle sal sien God is met Vader in die naam. Here, ek wil U bid in die naam van Jesus. Prys U vanmôre. Here, ek bid vandag. Loof U vanmôre. Jesus Christus, Amerika. Here, was eerste in die top. Here, ek wil bid vandag dat die oorwinning van die gedagtes as hier sal wees, Here. Dat die waarheid van God se woord in haar gedagte, gees en siel een sal wees in die Jesus Christus. Here, dat sy sal staan op die rots wat Christus word. Dat het pas en onbeweegbaar sal wees, Here. En, Here, die ooreenkomstig dat het sal manifesteer in haar lewe volgens die waarheid en die geloof, Here. Laat het wees, my God en U, tot die volheid. Jesus Christus naam. Prys U. Stryd vanmôre, my God, sal stop. In die naam van Jesus. Dat het sal stop vanmôre, my God. In die naam van Jesus Christus. Here, U beloof. U ons sal groter maak. Ek prys U. Groter is hy wat in hom is. En wat in die wêreld is. In die naam van Jesus Christus.
sy hand sien. Jy gaan staande bly as God hierin beweeg met sy volheid. Hy gaan vir ons 'n nuwe ding kom doen. En ons moet oop wees en bereid wees vir die Gees om te werk. Ons gaan party daar nie dalk vroeg huis toe gaan nie. Moenie kos op die stoof sit nie, want God gaan 'n groot ding doen. Halleluja. 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 Berens, sal Berens vir ons afsluit. Hemelse Vader, Here, wat sal ons sê vanmôre? Hoe lieflik is dit in die teenwoordigheid vanmôre, Here. Amen. Dat U elkeen kom besoek het vanmôre, Here, wat bereidwillig was, Here, wat hulle harte oopgemaak het vanmôre. Vanmôre is my gebed, Here, dat U God sal wees in hulle lewe, Here. Dat U vir hulle sal gee ver bo wat hulle verwag of vra. Daarom wil ek bid en ek wil U vra, Here, hou ons trou, Here. Dat ons nie sal afdwaal nie, Here, maar ons in die voetspore sal gaan, Here. Want ons weet as dit swaar is, sal die Heilige Gees ons lei, Here. As ons swaar kry, Here, sal ons nie alleen wees nie. Daarom hoef ons nie te vrees nie, Here. Daarom wil ek bid en ek wil U vra, Here, dat U ons 'n hart gee wat geopend is, Here. 'n Ontvanklike hart, Here, dat as U gee, Here, dat dit sal ingang sal vind, dat in ons hart, Here, dat dit sal kiem en veel vrug dra, Here. Dankie, Here, vir wat U kom doen het vanmôre, Here. Ons loof U en ons prys U nou daarvoor. Ons wil bid en ons wil U vra, gaan met elkeen vandag, Here. Waar ook al mag huis toe ry, dat Jy sal behoed en bewaar, tot ons mekaar weer sien, in Jesus se naam. Amen. Amen.